hande op, as 'n teken wat sê, U is die grootste. U naam is die hoogste. Ons buig voor U troon, die koning van die konings, die lieflike en die heerlike, majesteit en hoogste. Wie is soos U onder die gode, gedig in roemryke dade, en een wat wonders doen. U is die enigste een, en ons die gemeente aanbid U, en is dankbaar, vol lof, vol blydskap, want U is ons herder, in Jesus naam, amen. Dankie, kom ons sit. Baie dankie aan ons musikante en voorsangers. Ons waardeer hulle baie, want ek dink hulle is die ouens die meeste by die kerk is. Want hulle oefen gedierig, Sondag as hulle as party ouens se wekker 8 uur afgaan, om klaar te maak om 9 hier te wees, dan is hulle al hier. Gereed om te oefen en te oefen. Ja, jy moet 'n calling hê daarvoor, anders sal jy dit nie maak nie. Hulle het volgend vir ons gesing oor vrede en ek het nie vooraf dan gedink wat hulle sing oor die vrede en dit in my hart opgekom, gaan ook mooi met die boodskap saam by einde van die dag. Maar Paulus skryf en sê die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So wat ek graag vir u wil sê is dat u moet weet daar is vrede. Nou baie mense verstaan nie altyd van vrede, maar ek wil iets met ons verstaan, ekskuus as ek nou hakkel. Ek kom nie by my woorde uit nie. Ons Here Jesus Christus het kon vrede maak tussen ons en God. Ek hoop jy hoor dit ek sê. That's the peace. We got peace with Father because of the Lord Jesus Christ. Hy kon vrede maak vir ons. Daarom het hy vir ons nou vrede gegee, wat alle verstand te boven gaan. En dit is in Christus Jesus, ons het vrede met Vader. Dis hoekom, daar is altyd een soort van een onvrede met die volk Israel en hulle omwandelinge en dinge wat hulle aanvang, daar moes altyd offers en offers en offers en offers en offers gebring word. Daar het altyd iets onskuldigs gesterf in hulle plek. Iets anders moet altyd pak vir wat hulle droog gemaak het. Dit was die hele tyd daar, totdat die persoon Christus Jesus verskyn, en toe Johannes die doper hom sien, is sy verklaring, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Wie wil sê amen daarop? Wie glo hy het gekom? As jy glo hy het gekom, moet jy kan glo, hy het my sondes weggeneem. Wie is nog hierso? Ons groot beklei is met oor ons swakhede, ons sondes en allerlei goede. Dis waar ons gevegte oorgang en wat ons nie goed laat voel nie vrymoedig laat voel nie, wat ons terughou, al hierdie goed, maar Christus het gekom om vrede te bring en te sê, ek het nou die prys betaal en die Hebreërs beskryf het eens en vir altyd. Hy sê, daar kan nie nog geprys betaal word nie. So wat jy ook agterna wil doen, is besides the point, dit mors jou tyd, wat jy ook al wil doen, al wat jy kan doen, is jy geloof te aanvaar, dat vrede tussen jou en God gekom het, deur Jesus Christus sy seun. As julle ouens hierdie jaar verby is, so woordskool bygewoon het, en die ouens wat die woordskool was, ons so by die 70 mense, het hierdie teaching gehad, dwars hierdie jaar, en wat interessant is, hoe Pieter Baansie was, het hy, soos Dr. Andries vir my nou dag sê, hy het basies die hele jaarse teaching in daai een oggend saamgevat. En die teaching sê vir ons, dat daar vrede gekom het, tussen
jou en God. Wat ek dan vir jou vanoggend wil sê, God, die groot almagtige, die heerlike, is nie kwaad vir jou nie. Is dit oukei? Wie's bly is nie kwaad vir jou nie? Kyk, jou vrou kan vir jou vreeslik kwaad word. En jou man kan hom lelik vereg. Jou skoonma kan haar wip. En daar kan lelik goed by die bure gebeur. Hulle word kwaad. En party vergeet nie. Maar ek vertel julle vanoggend van iemand groot en heerlik. Die skrif sê, hy het al ons sondes op Christus gesit, sodat hy soos ons geword het, hy het ons ongeregtigheid op hom gevat, sodat ek en jy kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. En geliefdes, die enigste manier hoe jy het kry, is nie wat jy doen nie, is wat jy glo. Is jy by my? Wie glo in Christus? Net 20. Kom ons kyk nog een by. Wie glo in Jesus? Ek sê asseblief. Anders was jy nie hier nie, nee. As jy in hom glo, die fout is, daar's baie ons glo in die Here Jesus, maar glo snaakse goed van hom soms. Maar ek leef, jy kan glo is wat die woord sê, hy is die lam, wat die sondes nie gaan wegneem nie. Nie een dag sal weg, as hy weggeneem het, it's gone, it's finished. As jy nog by my. So, hy bring vrede met ons en die Here. Dis hoekom 1 Johannes, seker, onder vir my opse daar. 1 Johannes 2. Skryf Johannes, nou, dis 'n groot teaching, ek wil 1 Johannes 1 ook doen, maar ek gaan net dit doen nie. Gaan net 2 in vers 1 kyk, hy sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Is julle daar? Hy sê, ek skryf vir julle goede. Ek skryf vir julle, of julle sê, hey man, los julle twak nou uit. Los julle nonsens, maar nou nie sondig nie, kry nou klaar met die goed. Dis nie ons style nie. En ek kry klaar daarmee. Hy sê, maar ek wil net vir julle sê, indien een van julle gegly het, nie een van julle droog maak, en het julle gesondig, ek wil net vir julle sê Johannes, jy het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus. 'n Voorspraak is iemand wat vir jou intree. Nog voor jy kan sê, askies, nog voor jy kan bid, is het klaar, it's done. Hy het die prys betaal, en Tron het vir ons hier begin van die diens gesê, die klare werk van die kruis. Hy het klaar betaal, hy sê, ek skryf, moenie sondig nie. As een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n voorspraak vir ons. Wie is dankbaar vir 'n voorspraak, dat ek sê? Moet saam preek vanoggend. Is die laaste Sondag hierdie, is die laaste keer in hierdie jaar, wat jy gaan kans kry om saam met my te preek. So hy is 'n voorspraak, hy tree vir jou in. Hy is voor die Vader, by die Vader, hy noem jou naam, hy nie van jou vergeet nie. Inteendeel, 1 Timoteus 2:5, sê hierdie ding, want daar is een God, en een middelaar, tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte plek. Ek kan net weer lees, vers 5, lees weer van vers 5 af. Daar is een God, die een middelaar. Die God, die middelaar die van praat is Jesus Christus. Hy noem hom die mens, Jesus Christus. Net voor ek aangaan, ek net jy moet net verstaan, hy moet nie verniet die mens, hy wil hy trek jou aandag in iets toe. Daar is iemand soos jy, 'n mens. Wie van julle wat hier is mense? Ek sien. Ja, mense is ons, en hy noem hom die God en middelaar tussen ons en die Vader, hierdie een middelaar, die mens, Christus Jesus, wat homself gegee het, as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. So hy sê gegee, as 'n losprys vir elkeen van ons. Die prys betaal, hy sê op die regte tyd, so ek en jy leef in die regte tyd. Wie is dankbaar daaroor? Hey geliefdes, as jy nog 'n Jood moes gewees het, nee, moeilik gegaan.
Baie moeilik gegaan hulle tyd. Ons leef in die regte tyd. Hy is gegee as 'n losprys vir ons almal. En nou sê maar gee my reg om droog te maak en sorg. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê vir die kerk, want die kerk is nie mense wat daarop uit is om droog te maak nie. Maar hulle is mense. Daarom het ons 'n mens nodig voor die troon, een soos ons, om vir ons in te tree. Een wat sê, ek ken hulle, ek was daar, ek is versoek net soos hulle, maar sonder sonde, maar ek het die prys vir een en elkeen van hulle betaal, sodat hulle vry kan weggaan. Amen. So, hy kom, die vrede die by ons bring, is hierdie vrede, dat hy ons sondes wegneem, dat hy ons vry maak, dat hy ons verskoon, dat hy ons vergewe, dat hy niks teen ons hou nie. En net so terloops, as die vergifnis hy vir ons kom gee, is nie, jy moet verstaan, ons het met God te doen. Ons het met goed te doen, wat ons ken, ons het met die almagtige, groot, heerlijke God te doen. En die vergifnis wat vir jou kom gee, is nie net vir gisterse stories nie. Of wat jy vandag, vergifnis, die vryspraak vir jou lewe, is alfa tot omega. Van die begin van jou lewe tot die einde van jou lewe. Vir jou hele lewe kom hy en het hy vir jou vergewe, het jou vrygespreek, want hy wil hê, jy moet met vrede met hom leef. Nou ek net sien of ek met die regte mense praat. As ek praat van vrede met hom en vergewe en so aan, wie van u hier wat hier sit? As jy droog gemaak het, is onvrymoedig. Daar's een ou staat op, 'n tweede ou. Dit lieg vreeslik. Wie van jou, as jy droog gemaak het, is onvrymoedig, jy is te bang soms om te bid, jy is te skaam om te bid. Daar's iets wat jou terughou. Jesus, ek het gister, het ek vergifnis gekry, en vandag doen ek dit weer, en ek is te skaam, en te teruggetrokken, ek weet nie meer wat om te doen nie. Wie van jou voel soms, dat ek sien onvrymoedig, dat ek sien, is daar mense, praat die regte mense, onvrymoedig is, maak jou onvrymoedig, om in die teenwoordigheid van die Here te kom. Hier goed hou jou terug, en jy het 'n probleem, maar jy is te skaam met jou probleem die te kom, want jy kom agter, of jy weet, jy het gister droog gemaak, of jy beplan om vandag droog te maak, dat is goed wat jou terughou, dat is 'n onvrymoedigheid, en hierdie vrede, wat ons nie het nie, is, uit onsself het nie, daai onvrede is goed wat jou onvrymoedig maak. As ek nou weet, ek het vrede by God deur Christus Jesus, dan breek my in 'n ander tyd in van vrymoedigheid. Ek het vrymoedigheid by God. Daai vrymoedigheid is iets wat Israel nie altyd kon hê nie. En julle ken ons die storie hoe hulle offers moes gebring het. En waar een keer 'n jaar, net een keer 'n jaar, die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het. Net een keer 'n jaar het hy daar verskyn, want dan het die hengse ritueel gegaan. Eers vir homself, klere moes skoon gewees het, hy moes gewas gewees het, hy moes homself eers klaar geoffer gewees het, hy moes 'n klomp goed gedoen het, en dan weer skoon aantrek, en weer hom mooi reg kry, en dan weer iets slag, maar daai bloed mag hy dan insluip, hier agter die voorhangsel, maar net een keer 'n jaar, iemand mag kom, en dan gaan hy daarin, en hy sit die bloed, op daardie versoendeksel, en hy kom weer daar uit, en wanneer hy uitkom, en die volk kom sien, dan weet hulle, daar is vergifnis gegee, die ou goed verby gegaan, maar daar was net een ou, wat het mag doen, die ander ouens, as hulle ingegaan het daar, het hulle dood neergeval, hulle sou het nie gemaak het nie, dit het hulle onvrymoedig gemaak, hulle lewenshouding, hulle lewensstandaard, het hulle teruggehou, daar is net een ou wat afgesonder is, om een keer 'n jaar, na hy vir homself geoffer het, vir sy eie sondes, sy eie ellendes, kon ingaan die hoëpriester, om bloed te gaan sit daar, om te sê, ek is vergewe, dit het 'n onvrymoedigheid by hulle gebring, maar ek wil hê, jy moet verstaan dat, ons van hom praat, as ons Vader, jy wil vir hom vra, hoe moet ons bid? Die eerste woorde wat hy sê, hoe moet ons bid is, onse Vader.
sien u die vrymoedigheid? Hy sê, ons groot almagtige God. Hy begin nie daarmee nie. O die sterke, die heilige, hy begin nie daarmee nie. Hy begin met 'n ander woord. Hy begin Vader. Wie is nog by my? Vader beteken vir sommige mense dan nog iets, vir ander niks meer, maar vir sommige mense beteken iets goeds. 'n Vader, 'n pa, die vader van die huis, die een van wie ek vrymoedigheid het om naartoe te gaan, die een met ek vrymoedigheid my lot kan bekla, of gaan vra vir iets, my pa, dis die een wat aan my kyk, wat my leer, en wat my beskerm, en wat vir my help, en wat vir my onderhou, dis my aardse vader, en as my aardse vader weet, om goeie gawes vir ons te gee, hoeveel te meer ons hemelse vader, is julle by? So hy is ons vader, en hy begin met daai storie met jy moet vrymoedigheid hê. Hy begin nie met die goed en die gees wat daar ver bo ons viermarkplek. Hy begin met iets wat jy ken en wat jy verstaan. En hy praat van 'n vader, 'n pa, en hy sê, kom ons bid so ons Vader wat in die hemel is. En hy bring daai ding dat ek en jy kan 'n vrymoedigheid hê om in die teenwoordigheid van die Here in te gaan. Toe troon my so 'n paar dae terug of ek vanoggend sal preek en ek daaroor begin dink. En dit is die eerste goed in my hart begin opkom. Het is einde van die jaar. En terecht het hy gesê, is dit woensdag, donderdag, het ons die woensdag aand, nee, die oujaarsdagnagdiens, gaan die nuwe jaar in. Maar die eerste ding in my hart opkom, is vrymoedigheid. Om vir julle te sê, om vrymoedig te wees. Om vir die kerk te sê, en terecht het ons pastoor vanoggend gesê, ons gaan hierdie jaar, wat kom nog verder. Maar om te kan verder gaan, moet ek en jy vrymoedigheid in die Here hê. Ons moet vrymoedigheid hê om in sy teenwoordigheid te gaan. Ons moet teenwoordigheid hê om hom te hoor. Ons moet vrymoedigheid hê om na hom toe te gaan met whatever. En 'n vrymoedigheid hê om te hê, omdat hy groter dinge vir ons beplan. En ons is gereed daarvoor. Jy sal moet vrymoedigheid hê. Of jy in hierdie gemeente is of nie. Waar jy ook al gaan, maak nie saak nie. Die Here se woord vir my is, sê net vanoggend vir hulle, vrymoedigheid. Om vrymoedig wees. Dat vrymoedigheid, as ek van 19 Januarie 83 in die voltydse bediening, en was ek in verskeie baie huise gewees. En ek het selfs in baie gemeentes gepreek. Maar wat ek wil sê daaroor, daar is party huise wat jy net 'n vrymoedigheid gehad het. Ek weet nie hoekom jy voel soms in die lug. Jy mag soms op hierdie bank sit, jy vra nie eers wie sit op die stoel, jy sit daar. En as jy sê, maar wie stoel is er? Nee, dit is jou stoel, sit net daar. Jy voel 'n vrymoedigheid. Daar is ander huise, as jy ingaan, is dit soos of jy in 'n staal deur vasloop. Daar is geen vrymoedigheid nie. Jy is te bang om te vra, waar is die toilet? As jy, ek het, en dit is nou nog 'n bietjie hard, ek praat nie baie daaroor, maar daar is selfs 'n gemeente of 3 waar gaan preek het. As ek huis toe gaan, is ek God dankbaar, ek kan na my huis toe gaan. Net jy kan uitkom vanoggend, Here, help my net om uit te kom. En Dr. Anders lag lekker, want hy weet waarvan ek praat. Net uitkom. Maar daar is 'n vrymoedigheid, dat jy die hemelse Vader toe gaan, as 'n vrymoedigheid, hy gaan nooit, hy sê, die skrif sê, hy sê so dat elkeen wat na my toe kom, sal ek nooit wegstuur nie. Elkeen wat na my toe kom, kan maar kom. I'm ready for them. Kom na my toe. Ek sê nooit wegstuur nie. As hy sê elkeen, dan bedoel hy elkeen. Hy sonder nie 'n paar uit nie, jy weet. Of jou haar gekam is of nie gekam is nie. Of wat jou situasie is, kom net na my toe. Kom net na my toe, wees vrymoedig, kom na my toe. Ek jou vergewe, ek hou niks teen jou nie. Al jou gelaster, al jou twakpraat, al jou verkeerde gedagtes, kom toch net na my toe. Ek is nie kwaad vir jullie, kom net na my toe. So vanoggend, gee ek jou net sy woord, wat jou nooi, met vrymoedigheid, sê kom met vrymoedigheid,
na die troon van genade toe. Ek wil graag vir julle nog 'n skrif of 2 lees. En ek weet nie, kom ons begin met Hebreërs 10. Kan jy vir vers 17 oopmaak asseblief? Vers 17. Dit is so 2 verse laer af. Hy sê, die Here wat nou met die volk praat, hy sê, ek sal my wette gee in hulle hart en hulle verstand. Hy sê, en aan hulle sondes en hulle ongeregtigheid sal ek nooit meer dink nie. Wie is nog daar? Wie is dankbaar daaroor? Wie van julle ken vriende wat nog jou sondes onthou? Ek het jou vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Onthou jy daai dag? Aan hulle sondes ongeregtigheid sal ek nooit meer dink nie. As jy, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. Nou, vers 19. Terwyl ons dan, broeders en susters, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Kyk wat sê hy vir jou daar. Sê saam met vrymoedigheid. Hy sê, ek dink nie meer in jou sonde, sê, ek dink nie meer in jou ongeregtigheid, dit is verby, dit is afgehaal, die offer is gebring, so, nou kom na my toe, asof jy nog nooit gesondig het nie. Jy kan na my toe kom met soveel vrymoedigheid, asof jy nog nooit iets verkeerd gedoen het nie. Jy is vrygespreek van alles. Hy sê, kom met vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. En as jy praat van die heiligdom, is dit die allerheiligste. Daar waar net een Jood 1 keer 'n jaar kon ingaan, kan die hele wêreld nou ingaan in die allerheiligste. Is jy by my? Sê saam met die allerheiligste. Jy kan, en nou moet ek hou vas, want nou is ek amper op 'n ander boodskap gehad. Ek weet nog, dalk moet ek net iets sê daaroor. Is net om jou te help. Ons het dit al gesê, maar ek dink die mense het al vergeet het en ander nog nie gehoor het. Maar die allerheiligste was iewers in 'n tent agter 'n voorhangsel waar hulle ingegaan het. Maar daai ding is verwoes, daar staan iets, ek sien op internet al 'n paar keer vertel hoe hulle goed ontdek het, en daar waar die kruis was daaronder. Ek net vir u sê, die internet lieg, moenie daai goed glo nie. Die skrif sê, ek dink Jeremia 3, want hy sê, hy sal nooit weer vra na die ark en die tempel, hy sê, hy sal nooit weer daar vra, niemand sal aan dink, dit is weg, dit is verby. Die rede is, dat hy gekom het, en die skrif sê, hy het woning kom maak, by ons. Wie is nog by my? Sê saam met woning, by ons. So waar is die allerheiligste? Ek weet jy wil dit glo nie, dit is te groot. Maar as jou denke nog vernuwe is, as jou denke vernuwe is, dan verander jy. Binne in my, die allerheiligste. So ek hoef nie gaan soek nie, hy het nie verdwaal nie, en ek het nie verdwaal nie. Ons is by mekaar, hy woon in my, hy sê, my liggaam is sy tempel. Ja, maar jy ken my nie, jy's reg, ek ken jou nie, maar ek wil net, ek ken hom wat gesê het, ek sal nooit begewe en nooit verlaat nie. Ek ken hom wat gesê het, ek sal almal wat aan my kom nie van my af wegstoot. Ek ken hom. As ek goed dat ek wil getuig, maar miskien is dit nie 'n goeie tyd vir oggend nie. Hy sê, terwyl ons broeders vrymoedigheid om die heiligdom in te gaan, dan sê, deur die bloed van Jesus. Hy sê, deur die bloed, hy sê, dit is op 'n nuwe lewende weg, vers 20. Dit is 'n lewende weg wat hy ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. Toe die voorhangsel skeer, toe hy gekruisig is, die voorhangsel skeer, hy sê, dit is sy vlees. Hy sê, dit is vrymoedigheid om in te gaan. Op 'n nuwe lewende weg. Nie soos die Jode in daai tyd ingegaan het, een hoëpriester een keer per jaar. Nee. Is 'n nuwe manier. Is 'n nuwe manier van dinge doen. En baie keer wil ons as kerke nog goed ontwerp, maar jy hoef nie. Daar is klaar 'n splinter nuwe lewende weg. En Jesus sê, ek is die weg.
en ek is die waarheid, en ek is die lewe. So hy is die lewende weg na Vader toe. En eintlik is die weg nie 'n klippaadjie nie. Die weg is nie iets wat geplaveie is nie. Die weg na Vader toe is 'n persoon. Is jy nog by my? Sê saam met my, die weg is 'n persoon. Die week weer na ouens geluister wat praat oor godsdienst en verskil tussen godsdienst en wat het van ons glo. Godsdienst moet jy dinge doen om nader te kom. Godsdienst moet jy seker dinge aflê om nader te kom. Godsdienst bring jou in 'n plek in wat jy moet presteer om nader te kom. Maar in hierdie verhoudingsstorie het God alles gedoen sodat ek kan nader kom. As jy by my? Hy kom en hy sê daar, nuwe lewende weg. Hy het vir ons ingewy. Deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons 'n groot priesterhuis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, volle geloofsekerheid. Die harte die besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, die liggaam gewas met rein water. Hy sê ons kan net kom met volle vrymoedigheid. Hy sê iets dan. Dis gewas, dis vrygespreek. Jy kan kom op 'n nuwe lewende weg deur die bloed. Nou wanneer ons praat van bloed, jy sê bloed is altyd vergifnis. Is altyd vryspraak. Maar hierdie weg is nie net 'n fisiese ding, dis 'n persoon wat my vat in die teenwoordigheid van die Vader in. En soos hy voor die Vader verskyn, doen hy vir ons versoening. Daar's iets mooi wat iemand gesê het. Hy sê hy het soos ons geword, sodat ons kan word soos hy is. Is jy nog by? Ons kan word. So ek en jy kan enige tyd, dag en nag, in enige tyd van jaarseisoene, voor die troon gaan verskyn, nie somewhere beyond the blue nie, want hy sê, met julle is my woonplek. Hy is nader in jou. Weet jy wat maak jy? En ek die ding is, ons koppe is op 'n ander stasie die meeste van die tyd. Maar ek moet myself leer en my dwang om plek, en ek kom op 'n plek, waar ek in nood is, en ek nie nog tyd het vir speletjies sê, ek het God nou nodig. Dan vat ek kort pad huis toe. En dan gaan die huis, is hy binne in my. Hy woon nie in my. As ek sê, Vader, dan hoor ek hom hier. Ek sê, Here Jesus, dan hoor ek my hier. Heilige Gees, ek hoor hom hier. Ek het verstand nodig, ek het inligting nodig, Here, ek het wysheid nodig, ek hoor hom hier. Daar is nie nog hoef te wag nie, want hy is nader in my, ek kan dadelik inbeweeg in sy teenwoordigheid, want die bloed vergewe my, hy is die pad, hy is die weg na die Vader toe. Hy sê in vers 22, net in vers 22, laat ons toetree. Hy sê, kom man, kom nou, met 'n waaragtige hart, in volle geloofsekerheid. So hy roep jou, kom, laat ons toetree. Laat ons ingaan, laat ons begin beweeg. Die hart is besprenkel en gereinig van die slegte gewete, die liggaam gewas met rein water. Hy sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Want hy wat beloof het, is getrou. So hy roep ons in. Vrymoedig. Kijk, as ek toe tron en bel en sien, sal die preek, sê reg, as die goed in my inkomst, vrymoedigheid. So einde van 25, begin 26, maar God het vrymoedige mense nodig. As jy jouself heeltyd oordeel, jouself heeltyd beoordeel, dan steel het jou vrymoedigheid. Jy is nie vrymoedig genoeg nie. Maar wanneer jy weet, ek kan maar net ingaan. Die lam is geslag. Die werk is afgehandel. Die prys is betaal. Dit is verby. En hy roep aan die kruis, dit is volbring. Hy roep het uit, dit is klaar, is afgehandel. Kan ek en jy dit ingaan met volle geloofsversekerheid dat ons saak by die Here reg is. Hebreërs die 4de hoofstuk het iets van dieselfde storie in die gang. Ek wil dit ook vir jou lees.
Kom ons lees in vers 12 af asseblief. Hebreërs 4:12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dring in deur die skeiding van siel, gees, van gewrigte en murg. En is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar vir hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons dit doen het. So, hy kom en sê vir ons, hey, daar is niks wat ek nie van jou al weet nie. Alles is oop en bloot. Jy kan wel wegsteek as jy wil. Ek weet alles van jou af, nog voor jou geboorte. Het ek geweet. Wie van julle al gehoor van oorlede koning Dawid? Net 7. Ek nie veel sê, hy is 'n koning gewees in Israel. Daar was 'n ander koning, toe gehaal die Here hierdie ouetjie agter die skape en hy maak hom toe koning, om te kom heers oor die hele Israel. Maar toe hy hom gehaal die dag, toe het hy geweet, hierdie perd gaan lekker droog maak vorentoe, maar hy het hom steeds gaan haal. Onder andere het hy 'n verhouding met 'n ander man se vrou gehad, hy het 'n baba op die eind gehad, hy die ou laat doodmaak. Hy het geweet vooraf, dis wat gaan gebeur. Maar dit die Here se troon geraak nie. Het hom nie geskit nie. Want hy is God, hy is in beheer. En hierdie ding wat ek jou vertel, ek wil net hê wie daar's alle skepsele is sigbaar voor die Here. Daar's oop en bloot voor sy oë. Maar kyk wat sê in vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemel deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Hy sê, jy het 'n hoëpriester, man. Hy is die Seun van God. Hy tree vir jou in. Hy sê, jy moet daai belydenis vashou, dat daar 'n hoëpriester is vir jou. Is jy by my? Wie is nog hier so? Okay, almal nog. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, wat sonde. Vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, soos by barmhartigheid verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So sê, kom met vrymoedigheid. Sê saam met vrymoedigheid. Sê saam met ek moet vrymoedigheid hê. En hoe het ons dit gekry? Hy het gesê, ek hou niks teen jou nie. Aan jou sondes, jou ongeregtigheid, sal ek nooit weer dink jy. Kom in. Is jy by? Vrymoedigheid. Hy sê, kom na die troon van genade. Nou, party mense het die woord genade as 'n vloekwoord in een of ander woordeboek gaan saamstel, maar as daar nie genade is, sal niemand gered word nie. Nou, hy sê, kom na die troon van genade. Daai plek waar jy barmhartigheid kry, genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. God roep jou vanoggend en sê, kom met vrymoedigheid. Hier sit mense hier voor my en ek weet, daar's goed daar agter, wat dit nie meer goed gaan nie. Daar's goed daar agter, it's rocking you. It's not going nice. Daar's goed wat jou onvrymoedig maak. Jy het jou voor 'n prentjie en dit blink, maar agter somewhere stink dit. Hier voor en wys jy ietsie, maar daar agter is ander goed, soos doodsbene wat daar rond lê, wat jy ruik uit die verlede. Dis daai goed wat jou terughou, wat jou moedeloos maak, wat maak dat jy skyn heilig is, terwyl jou hart nie op die regte plek is nie. Die Here wil ek vir kerk sê, jou sondes is vergewe. Toe die disippels uitstuur was om die boodskap gaan preek, hulle sondes is vergewe. Jou sondes is vergewe. Die Here sê, ek hou niks teen jou nie. Kom met vrymoedigheid na my toe. En nie net in die heilige hiervoor, nee, in die allerheiligste. In my teenwoordigheid, hier waar ek is. Hier by jou is. Kom na my toe. Want ons het 'n hoëpriester wat in ons swakhede medelee het. Vers 16. Kom nou met vrymoedigheid na die troon van genade. Kom met vrymoedigheid na die troon van genade. Kerk, as die Bybel dit skryf, is dit nie vir my vir preekmateriaal nie.
Dit is iets wat kan gebeur, wat moet gebeur, wat sal gebeur. Dit is iets wat die Here vir jou wag en hy nooi jou uit. Hy sê, kom na my toe. Kom in my teenwoordigheid in. Dit is 'n plek van genade. Hier kry jy barmhartigheid om op die regte tyd gehelp te word. En ons gaan 26 in volgende week, maar ek wil hê jy moet weet, vir baie mense sal 2026 sê, Here, dit is die regte tyd, nou moet jy help. Het jy agtergekom, as 'n leeu jou jaag in jou hardloop, daar in die Karoo, dit is net klein bossies, en jy hardloop, en skielik is daar 'n groot boom, dan is die regte tyd vir jou, dat daar 'n groot boom is. Dat jy kan ingaan, kan wegkruip. Ek gebruik daar die metafoor en vertel, daar is 'n regte tyd. En God is reg om jou te help. Maar hy roep jou in. Want die ding wat God van jou wil doen, is nie daar ver nie. Is nie daar op die vlak nie. Is nie daar buitekant nie. Wat hy vir jou wil doen en wat hy vir jou wil doen, it's right inside. Is binne in jou. Hier by jou. Hier naby jou. Jy leef daaruit. Jy word wat hy is. Jy praat wie hy is. Jy profeteer jou eie lewe. Jy sy woord wat in jou is. Jy praat sy taal. Alles begin verander, want jy kom in sy teenwoordigheid. Weet, toe Moses op die berg was, en hy kom af, het hy 'n sluier gehad, want sy aangesig het geblink. Maar die skrif sê, daardie heerlikheid is iets wat sou vergaan. Hy sê, dit is ook die heerlikheid van die dood, dit is, hy sê, maar die plek waar ek en jy is die heerlikheid van die lewe. Waar die heerlikheid van Here oor ons is, en nooit gaan verdwyn nie, en nooit gaan weggaan nie, altyd by ons is. So vanoggend, as ek net by jou die boodskap kan deurkry wat ek gehoor het, sê net vir die volk, vrymoedigheid. Want mense bly vir my al weg, sê die Here, omdat hulle vrymoedig is nie. Mense gaan nie kerk toe nie, omdat hulle vrymoedig is nie. Mense het die goeie verhoudings nie, omdat hulle vrymoedig is nie. Hulle lees nie hulle Bybel nie, want hulle is nie vrymoedig nie. Hulle bid nie, want hulle is nie vrymoedig nie. Dat is goed, hulle terug. Gesê vir hulle moet vrymoedigheid na my toe kom. Ek sal die saak vir hulle uitmaak. Is u by? Wie vir julle vanoggend hier sit? Wil jy die hand opsteek en sê, ek het nodig om voor die troon van genade te staan. Die plek van barmhartigheid vir die nuwe jaar. Steek gou jou hand op. Ek kan vir ons bid. Hou jou hand daar. Hou net jou hand daar. Jy lê 'n nuwe jaar voor. Ons kinders hier voor beoog om Amerika toe te gaan. Dis 'n nuwe storie. Ze weet nog niet wat er gebeur nie. Maar het is nie lekker nie, maar het is 'n nuwe jaar. Hou jou aan daar. Hier is mense wie ek weet nie wat in jou lewe aan die gang is nie, maar vanoggend roep God jou, sê vir jou, wees vrymoedig. Jy hoef nie weg te kruip, ek ken jou hele lewe. Maar jy het 'n voorspraak, ek, die Here Jesus, as jou voorspraak by Vader. En Vader het jou vergewe en hy sal aan jou verlede nooit weer dink nie. Hy hou niks teen jou nie. Kom net aan my toe. Sal jy vanoggend in die geloof, wat die lig is, wil jou hand opsteek, sal my sê, Here, ek vertrou U. Ek vertrou U. Ek kom na die plek van genade. Ek het dit so nodig. O my God, ek het dit so nodig. Here, ek het dit so nodig. Hierdie plek waar mens barmhartigheid kry om gehelp te word. Here, in my land is daar nie goed wat my gehelp nie. Here, in my eie land is daar nie goeie nuus nie. As jy die boeke oopmaak, Here, is dit slegte nuus, maar die enigste goeie nuus is, dat is barmhartigheid by die troon van genade. En ons dankie, Here, dat daar die barmhartigheid en die troon van genade nie vir een dag is nie, maar dit is vandag. Vandag as ons die stem van die Here hoor en ons harte nie verhard nie. Vandag as ons die Here hoor, vandag is ons dag. Vandag is die plek van genade. Plek van genade. Jy kan maar jou hand laat sak. Oh man, wanneer ek die hande sien, dan is daar iets wat in my gees roer. Iets in my hart roer. Zie, wat is het nie? God wat daar roer. Barmhartigheid.
liefde, genade. Voor ons almal sê, oh man, wil jy net daar waar jy sit, jy in jou gees met hom begin praat, want hy is naby aan jou, nie ver nie, hy is naby aan jou, binne in jou, wil jy gaan met hom begin praat en sê, I need thee, oh I need thee, every hour of the day, Lord, I need thee. Even in 26, God, I need thee. En Vader, ek kom met vrymoedigheid vanoggend. Wil jy dit doen? En kom sit gou jou bondeltjie voor hom neer. Die woord sê, hy weet alles, maar hy lyk daarvan, as jy het bely, erken, neerlê, laat los. En ek hoor die Gees sê, ons moet haar arms wyd oopmaak, sodat sy kan ontvang dit wat hy vir jou doen. Ontvang wat hy vir jou doen. Vader, dankie vir hierdie kinders. Here, iets gesien vanoggend mense hande opsteek. En saam met het ek in hulle oë gekyk. En ek sien goed in die oë, wat soms mense onrustig maak. Goed, sê, ag Here, help. Mense wat in nood is, wat 'n behoefte het, ag Here, ek bid vir u kinders. Ek wil hierdie woord in laagte bedien, en dat hulle hierdie nuwe jaar sal deurbreek. Nie omdat hulle iets reg doen, maar omdat hulle vrymoedigheid het aan die Here God, die genadige Vader, wat vol liefde en barmhartigheid is. Ek dank u vir hulle doen, dat daardie vir hulle vrede kom, vrede in hulle binneste, vrede in hulle gedagte, vrede, die soort wat die Here gee. Sit maar 'n bietjie toe oor. Soms wys die Here vir my goede. Ek kan sê, kom ons gaan na my huis toe, maar ek sien soos 'n varingblaar, 'n groot varingblaar, wat al verlep en gaan lê. Wys vir my na iemand wat in 'n stadium gebloei het, vol lewe was, kragtig gegroei het, pragtig was, maar iets het gebeur, dat jy besig is om te verlep en te gaan lê. Maar ek wil vir jou sê, kom met vrymoedigheid na die Here. Hy is die hersteller, hy is die geneesheer, hy is die gesondmaker. Hy tel jou weer op. Hy tel jou hoog op, dat jou blaar weer vars en groen en heerlik lyk. Nuwe lewe sal gee. Net 'n bietjie aanbidding bly. Nie mense onvrugbaar maak nie, vrymoedig maak nie. As jy daar sit, en ek het met iemand gepraat, voor ek huis toe gaan, ek gaan jou nie uitroep, ek wil net sien, steek net jou hand vinnig op, dat ek weet, met wie ek gepraat het, as jy gevoel het soos iets, wat hierdie jaar gebeur het, en die blaar het 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 'n moeilike jaar gewees, steek net vinnig op. Ok, is reg. Die goeie nuus vir jou is, die Here maak jou gesond, hy maak jou heel, hy gee jou nuwe lewe, nuwe krag, nuwe deurbrake, jy gaan weer vars en nuut wees, groei, uitstyg, uitrang, bo kan omstandighede, jy gaan weer die heerlikheid sien. Ek hoor in my gees iemand sê, in my geval klink het half onmoontlik, want A, B en C moet eers gebeur, voordat God dit kan doen. Ek wil hê jy moet weet, dit is nie waar nie.
Die Here het nie nodig iets anders te moet gebeur nie, omdat hy God is. Spreek jy een woord en alles verander in jou lewe. A, B en C verdwyn en het die Almagtige verskyn. Dankie Here Jesus. Dankie Here. Dankie dat ek nou die woord vir hulle kon gee. Die Gees hulle sal bedien verder. En hierdie klomp sal besef hierdie hele jaar, ek kan maar kom. Met vrymoedigheid na my Vader toe. In Jesus naam, amen. Amen. Kinders van die Here, dankie dat julle hier was vanoggend.